Goeiemôre julle, Johan van Tonner saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Johannes 14, wat deel uitmaak van die gesprek van Jesus met sy disippels, net na hy dit duidelik gemaak het in hoofstuk 13, dat sy tyd gekom het, en dat hy na 'n plek gaan waar hulle hom nie kan volg nou nie. Petrus is dan die eerste een wat sê, Here, waar gaan U? En dat hy sy lewe sal neerlê om hom te volg. En met 'n stilte vir 'n oomblik glo ek, vra Jesus hom, sal jy regtig jou lewe vir my neerlê, Petrus? Natuurlik was die disippels bietjie angstig en bekommerd, nie net dat Judas uitgestap het as die een wat hom gaan verraai nie, maar Petrus word deur Jesus reggewys dat om hom te volg meer as net woorde sal moet wees. Kom Jesus dan ook en vertel hulle dat hy weggaan na 'n plek waar hulle nie nou kan gaan nie. So ons kan verstaan dat die disippels bietjie ontsteld was. Juis om hierdie rede gee Jesus vir hulle hoop in hoofstuk 14, en so glo ek, gee hy ook dieselfde hoop vir my en jou vandag. Jesus begin hierdie hoofstuk seker met die mooiste versekering en sê dat hulle nie ontsteld moet wees nie, en die belangrikste is om in die Vader te glo en so ook in hom. Dan gee hy hulle die versekering dat die plek waar sy Vader bly 'n regte plek is, met genoeg wonings, en dat hy Jesus juis daarna gaan om vir hulle en vir my en jou plek voor te berei. Hoe wonderlik is hierdie hoop en versekering nie? Met so bietjie twyfel sê Jakobus natuurlik, waar is hierdie plek waarna u gaan? En hoe sal ons weet om daar uit te kom? Nou ek is seker dat julle al gevra was vir aanwysings, of waar julle iemand gevra het vir aanwysings, en na die hulp was julle nog seker meer verlore as toe voor julle gevra het. Nie hier met Jesus nie. Hy is baie duidelik hoe om daar te kom, en sê in vers 6, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hoe meer duidelik kan 'n pad aangedui word as dit? Jesus gaan verder en verseker hulle dat daar eenheid is met die Vader en dat hulle hom ken, omdat hulle Jesus ken. Thomas kom weer en vra, maar wys ons die Vader? Heel moontlik nog 'n bietjie onseker oor die weg en waar Jesus heen gaan, en dalk dink hy, as hy weet wie die Vader is wat Jesus van praat, kan hy adres daarby sit. Maar Jesus wil dit by hulle tuis bring, dat hy en die Vader een is, en dat dan sê in vers 12, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen, omdat ek na my Vader gaan. Hier is dalk een van die mees misverstaande skrifte. Baie sal sê, ons sal selfs groter werke as iemand uit die dood laat opstaan kan doen. Maar Jesus sê hier vir ons, as ons in hom glo en in die Vader glo, sal ons meer werke kan doen, want ons sal in meer plekke op een slag kan wees as kinders van die Here. En om dit vas te maak, sê hy aan sy disippels in vers 13, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. En hierdie is dan heel moontlik ook 'n teks wat baie verkeerd verstaan word. Die Here sê nie ons kan hom enigiets vra wat die lewe vir ons makliker maak nie, maar as ons hom enigiets vra in sy naam, in lyn met sy woord en sy wil, sal hy dit vir ons gee. Hoekom? Wel, sodat ons Vader deur Jesus Christus verheerlik sal word. Die res van ons behoeftes, sê die woord, sal hy voorsien as ons eers sy koninkryk soek en sy geregtigheid soek. Ons sien hier dat die verhouding eers soekende is na hom en nie andersom nie. Dan lees ons verder dat Jesus die Vader gaan vra om die Heilige Gees te gee vir my en vir jou. In vers 16 staan daar, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee. 'n ander trooster is soortgelyk of selle, en hy verwys hier na wat hy as Jesus ook was op die aarde. Hy sal ons 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hierdie is seker een van die mooiste beloftes, want nie net sal ons wees agtergelaat word terwyl Jesus 'n plek vir ons voorberei vir die wat in hom glo nie, maar hy sal vir ons iemand gee wat ons kan bystaan en in alle waarheid sal lei. Ek en jy het die Heilige Gees so nodig in ons lewens.
net soos die disippels hom nodig gehad het, want dit is juist die Heilige Gees wat ons helper, ons trooster, ons advokaat, ons intercessor, ons raadsman en ons versterker sal wees. Een wat heeltyd by ons staan vir ewig en ons sal leer van die hele waarheid en ons ook daaraan sal herinner wat ons geleer het. En dan sluit Jesus hierdie gedeelte af, of hierdie gesprek af, om hulle te verseker dat die vrede wat hy bring nie dieselfde is as wat die wêreld bied nie. Hierdie vrede is van bo en is 'n wete, 'n volle versekering dat alles sal reg wees ten spyte van die storms en beproewinge wat die lewe na ons toe gooi. 'n Vrede wat ons rustigheid sal gee met die wete dat ons die weg ken na die Vader en dat ons nie alleen is nie. Ek sluit af met hierdie uitnodiging van Jesus, eintlik 'n belofte in vers 23. Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning kom maak. Dieselfde woord word hier gebruik as in die begin van die hoofstuk. God die Vader en God die Seun sal by ons woning kom maak, as ons hom lief het. En vir 'n oomblik van stilte, na ons in ons harte uitroep, Here, ek het U lief. Vra die Heilige Gees ook vanoggend vir my en jou. Het ons hom werklik lief? En indien wel, kom ons stap uit vandag, met die wete dat ons eendag na 'n vaste woning gaan, waar daar baie plek is, ook verander, dat daar eenheid is tussen Jesus en die Vader, en juist daarom ook met my en jou en die Vader, dat ons nie wees is nie, maar die Heilige Gees ontvang het, wat juist vir ons vrede bring, en aan mense bewys sal wees, dat ons regtig kinders van God is. Kom ons stap uit, en ons gaan vertel met vrymoedigheid die evangelie van Jesus Christus aan die ganse mensdom. Mooi dag vir julle.